Die nag van smarte. Eksodus 11 vers 1 tot 12 vers 33. Na die 9de plaag jaag die farao vir Moses uit sy paleis. Sorg dat ek jou nie weer sien nie, skree die omgesukkelde koning. Want as ek jou weer sien, sal jy sekerlik sterf. Moses se antwoord is dat hy hom beslis nie weer sal sien nie. Maar Moses het die laaste sê vir die hardkoppige koning. So sê die Here, teen middernag sal ek deur Egipte gaan, en elke eersgeborene in Egipte sal sterf. Moses vertel in detail vir die man dat selfs sy eie seun, die kroonprins, sal sterf. Terwyl die farao wit word van woede, beskryf Moses hoe daar deur die hele Egipte gekerm, gehuil en gerou gaan word. Maar nie 'n enkele een van die Israeliete sal sterf nie. Al u amptenare sal voor my kom buig en pleit dat ons asseblief trek, waarsku Moses. Dan sal ek trek. Daarmee draai Moses sy rug op die farao en stap uit die paleis uit. Dan begin die groot voorbereiding vir Israel se vertrek uit Egipte. Die Israeliete kry opdrag om goue en silwer voorwerpe te gaan eis van hulle Egiptiese bure. Hierdie goud en silwer sal hulle vorentoe nog baie nodig kry. Teen hierdie tyd was die Egiptenare al baie ligtig vir die Israeliete, want hier gebeur ontstellende dinge. En al dreig die koning om hulle te vermorsel, het Moses nogtans baie groot aansien onder die Egiptenare, selfs die koning se eie amptenare. Dus oorhandig die Egiptenare hulle goud en silwer sommer om eers te kibbel. Moses het 'n reuse taak op sy skouers, om die Israeliete voor te berei vir daardie nag van verskrikking. Hulle sal almal skotvry daarvan afkom as hulle sy instruksies noukeurig navolg. Elke gesin moet sorg dat hulle 'n ongeskonde jaar oud lam het vir die 14de van daardie maand. Die lam moet daardie middag geslag word en die bloed teen die deurkusyn gesmeer word. Daardie aand moet hulle die vleis braai en eet saam met die ongesuurde brood en bitterkruie. Dit sou die instelling wees vir die Paasfees wat daarna elke jaar gevier gaan word. Dit was van uiterste belang dat hulle hierdie instruksies noukeurig moes nakom, want dit sou die waarborg wees dat hulle eersgeborenes sou lewe. Moses het al die leiers van die volk bymekaar geroep en alles mooi verduidelik. En die volk het in aanbidding voor die Here gebuig. En hulle het gedoen presies wat Moses gesê het. Die aand van die 14de breek aan en in elke Israelitiese huis word daar skaapvleis geëet saam met onsmaaklike, ongesuurde brood en bitterkruie. Daar heers 'n ongemaklike dag van opgewondenheid, van afwagting en onsekerheid oor die Gosenstreek. Elke huis se deurkusyn is met 'n hisopstakkie met bloed geverf. Maar meer as 3 miljoen Israeliete vier Paasfees. Elkeen in sy eie huis. Wat gaan vannag gebeur, wonder almal baie bang. Dan breek middernag aan. 'n Angsgil klink uit die pikdonker op, gevolg deur iemand wat onbedaarlik aan die kerm gaan. Grootoog
kyk die Israelitiese gesin vir mekaar. Dit kom uit die huis van een van die Egiptiese bure. 'n Koue rilling gaan langs die gesin se ruggraat af. Dan klief nog 'n hartverskeurende gekerm deur die naglig. My kind is dood. Oral weer klink dit nou op, rou snikke van mense wat maar nie kan verstaan hoe 'n blakend gesonde mens sommer so skielik kan doodgaan nie. In die pikdonker nag is daar 'n geritsel wat deur die ganse Egipte gaan. En waar die beweging by 'n huis verbygaan, daar sterf die eersgeborenes van daardie huis. 'n Gekerm en weeklaag styg op uit Egipte en absoluut niemand word gespaar nie, buiten hulle wat beskerm is deur die bloed van die lam. Moses het gesit en wag vir die opdrag. Kort na middernag kom dit. Hy word ontbied om onmiddellik na die farao se huis te gaan. Daar tref hy 'n verwoede koning aan, verskeur deur droefheid oor sy oudste seun, die kroonprins van Egipte, se skielike, raaiselagtige dood. Gee pad onder my mense uit, gelei vir Moses, julle twee en julle hele volk, en vat sommer al julle diere saam. Gee pad, ek wil julle nie weer sien nie, loop. Op pad terug word Moses gesmeek deur al die amptenare en ander Egiptenare wat hy en Aaron teekom, om asseblief tog te trek, sommer onmiddellik. Hulle leef in die grootste vrees dat hulle ook sal sterf. Skrikwekkend, die straf van God oor hulle wat weier om te luister na sy roepstem van genade, hulle wat hulle ore toedruk wanneer hy hulle uitnooi om deel te word van sy gesin. Maar baie, baie groter as dit is die genade van God oor diegene wat beskerm is deur die kosbare bloed van die lam. Ja, baie jare na hierdie skrikwekkende nag was daar weer so 'n angswekkende nag. Die nag toe die lam van God geslag is, vasgespijker is aan 'n kruishout. Wie in hom glo, is onder die beskerming van sy bloed. Hulle sal nie sterf of aan die straf van God onderworpe wees nie. Al wat die Israeliete kon red, was die bloed. Al wat jou en my vandag kan red, is die kosbare bloed van Jesus Christus. Amen. Kom ons bid. Here, dankie dat ek vandag kan weet dat ek onder die bloed van die lam is en dat U vir my die ewige lewe gegee het as geskenk deur U Seun, Jesus Christus. Amen.